praat oor seismiese verskywings, groot opskuddings, dinge wat die aarde laat beef het, groot veranderinge wat die hele rigting en koers van nie net die wêreld nie, maar die hele skepping verander het. En vir 'n tyd soos hierdie, dink ek is dit noodsaaklik om terug te kyk na die verlede, om te kyk waar ons is in die hede. Altyd as Israel deur 'n groot ding gegaan het, was daar 'n herhaling van die geskiedenis. Met ander woorde, dit is vir hulle voorgelees, sodat hulle kon begryp waar hulle was, waardeur hulle is en hoekom hulle nou in die toestand is waarin hulle is en wat die oplossing is vir die probleem. So elke keer is die geskiedenis vir hulle herhaal. En ons lees ook in die gees van profesie dat ons niks te vrees het vir die toekoms, behalwe as ons vergeet hoe die Here gelei het in die verlede. So ek wil so 'n reis vat deur die geskiedenis tot waar ons vandag is. En miskien kan ons leer daaruit. Miskien kan ons besef waar ons is in die stroom van tyd, maar meer belangrik is, wat kan ons daaromtrent doen en wat is ons te wagte? Jy weet, daar was 10 maagde en 5 van hulle was wys en 5 van hulle was nie wys nie. Hulle het almal lampies gehad. Met ander woorde, hulle het almal die woord van God gehad. Hulle was kerklede. Hulle het behoort aan die Here se kerk. Hulle het lampe gehad. En hulle was maagde. Dit beteken hulle was deel van die Here se rein kerk. Maar sommige het nie baie olie gehad nie. Die lampies het gebrand, maar daar was nie genoeg in sommige se lampies nie. Die Heilige Gees het nie kans gekry om die werk te doen wat gedoen moes gewees het nie. So ons wil nie in daai kategorie val dat ons nie genoeg olie het nie. So kom ons gaan kyk 'n bietjie na die seismiese verskywings in die heelal. Die eerste een het gebeur nie hier op aarde nie, maar daar bo in die hemel. Daar's 'n seismiese verskywing, 'n aardbewing, 'n rebellie, soos wat die heelal nog nooit beleef het nie. En die magtigste engel in die heelal en sy gesante het besluit om te rebelleer teen die regering van God. En uiteindelik het dit gelei tot 'n oorlog en hulle is verban uit die hemel uit. En daar was 'n leemte in die hemel. 'n derde van die engele was heel en al aan die Here se kant. 'n derde van die engele het op die draad gesit en gekyk, wat gaan nou aan? En 'n derde van die engele het geval. En die hemel het 'n leemte beleef. Wat was die Here se oplossing vir hierdie leemte? Sy oplossing was wat mense in Duits noem 'n Einschub, 'n interpolasie, 'n inskywing van 'n ding wat genoem word tyd. In 'n tydlose heelal vat hy 'n Einschub, hy skuif 'n tydperiode in die ewigheid in. En in daai tydperiode moet dit wat skeef geloop het weer reguit gemaak word. Wat was sy antwoord vir die verlies van biljoene engele? Hy skep 2 wesens. 'n Man en 'n vrou. Dis sy antwoord. En hy sê, wees vrugbaar en vermenigvuldig, sodat ek daai leemte wat nou ontstaan het in die hemel weer kan vul.
Julle kan julle voorstel hoe die vyand daaroor gevoel het. En hierdie briljante idee om net 2 wesens te skep, om 'n leemte van biljoene aan te val. Nie net aan te val nie, maar om ook aan te val met wesens wat die lesse sal verstaan, wat verborge is in hierdie man en vrou verhouding. Want as hulle nageslag produseer, dan moet hulle sorg vir daai nageslag. Hulle moet hulle beskerm. En hulle moet besef dat as hulle nie 'n heining van wette rondom hulle plaas nie, gaan dit weer lei tot chaos en dieselfde ding gaan gebeur wat daar bo in die hemel gebeur het. Daar moet 'n wet wees, die Here se standaard, die basis van sy regering. En lei nou jou kinders op en gebruik hierdie wette tot voordeel. En leer die lesse van wat gebeur as daai wette verontagsaam word. Kyk na die rebellie, kyk na die nood, kyk na die toestand, kyk na die swaar kry, kyk na die trane. As dit nie gedoen word nie, ons hoef maar net die koerant oop te maak, want deesdae lees niemand meer koerant nie. Skakel maar net die internet aan, dan sal julle sien wat die toestand van die wêreld werklik is. En die duiwel kry dit reg dat hierdie 2 mensies 'n verkeerde besluit maak. En die loon van die sonde, oortreding van die wet, is die dood. Maar hulle is mislei, die Satan was nie mislei nie. En dan moet 'n antwoord kom op hierdie probleem en die Here sê, ek sal self die antwoord voorsien. Die prys van die sonde is die dood. Ek sal dit vir julle dra. Want julle is korporatief in my, want ek is julle skepper. Ek sal korporatief vir die hele mensdom sterf, sodat julle 'n geleentheid kan hê om weer eens 'n keuse uit te oefen. Leer uit die fout en maak 'n regte keuse. En hy voorspel aan Adam en Eva dat die tyd sal kom wanneer hierdie verlosser sal kom. En daar sal konflik en oorlog wees teen die saad van die Here en die saad van die duiwel. En ons is ongelukkig vasgevang in daardie konflik wat nou al hoe lank aan die gang is. In hierdie Einschub, hierdie interpolasie van tyd. En daai horlosie loop. En die Here se horlosie is perfek. En ek glo met my hele wese, ons is in die laaste sekondes van daai seintjies wat in daai sandhorlosie deurloop na die ander kant toe. So daar's 'n belofte van 'n Messias wat sou kom. En 'n volk in rebellie moet 'n besluit maak. En daar's die kinders van God wat hom verteenwoordig en daar's die kinders van die ander ene, die seuns van die mens. En Kain vermoor vir Abel. En Kain kry die merkteken van Kain. Hy kry gesag om te regeer oor die kinders van die boosheid. En hy sit in die stede en hy bou die stede en sy seun Enoch word die hoof van die geheime organisasies en die geheime aanbidding van Lucifer. En uiteindelik hierdie rebellie kry die oorhand. En die kinders van God, die seuns van God, kyk na daai mini rokkies daar in die mall. En hulle val. En hulle trou met hulle. En hulle verontagsaam die wet en die chaos is oral. En elke gedagte is net boosheid.
En uiteindelik is daar net een klein gesinnetjie oor. Net een ou klein gesinnetjie is oor. En die helfte van hulle is vrot. En die Here sê, as ek nie nou optree nie, dan kan ek my belofte van die Messias nie vervul nie. Dan gaan die hele mensdom tot in die toekoms verlore wees. As ek nie nou optree en hierdie rebellie stop sit nie, dan gaan die Messias nie gaan kom nie, want daar is nie meer 'n saad waardeur hy kan kom nie. En hy besluit, hy vernietig hierdie wêreld in 'n seismiese gebeurtenis. En die vloed verdelg alles. Behalwe een ou gesinnetjie. En Gam het allerhande snaakse gedagtes. En die Here sien, hierdie gedagtes. Hierdie gedagtes en hierdie neigings gaan tot uiting kom in daai klein seun van Noag met die naam van Kanaan. Vervloek is Kanaan. Nie omdat Kanaan betrokke was by wat Gam gedoen het nie, maar omdat die neigings wat in Gam was, tot uiting gaan kom in Kanaan. Dan het hy nog 'n ander klein seun, en sy naam is Nimrod. En die ene besluit, hy glo nie in die Here se beloftes nie. En dis waar dit begin. As jy nie glo in die Here se beloftes nie, dan is jy in die moeilikheid. En hy glo nie in die beloftes nie. Hy sê, kom ons bou 'n toring. Kom ons bou 'n groot toring, sodat hy ons nie weer kan verdelg in 'n vloed nie. En die kinders van God sê vir hom, maar die Here het dan gesê, hy gaan dit nie doen nie. Nee, die Here lieg, hy gaan dit doen. Ons bou 'n toring, ons maak onsself onafhanklik van hom, ons maak ons eie wette, ons begin 'n aardse koninkryk. En die Here se antwoord is, hy verwar die tale. Die duiwel sukkel nou al vanaf daardie dag tot vandag om daai probleem op te los. En ons kan dit ook nie oplos nie. Dis die Brit teen die Afrikaner, en die Afrikaner teen die Brit, en die Shona teen die Matabele, en die Matabele teen die Xhosa, en die Xhosa teen die Zulu, en die Duitse teen die Engelse, en teen die Franse, en die Russe. Ek sit daar een keer in Slovenië, dis nou voor die Eystergordyn val. Ek het 'n brief van uitnodiging na die land toe, maar is geskryf in die Russiese alfabet. Ek verstaan nie Russies nie, nog minder daai alfabet. Nou vra die wag my daar, waarheen gaan ek? Ek sê ek weet nie. Hoe kan jy nou na 'n kommunistiese land gaan en jy weet nie? Hy druk hy Uzi, hy geweer in my neus in, letterlik. En hy sit daar met die ding in my neus. Ek het nog nooit so 'n groot neus gehad nie. Vir 'n halfuur en vra vir my waarheen gaan ek? Ek sê ek kan nie julle alfabet lees nie. Ek het die brief in my tas. Kan ek hom vir jou uithaal? Waarheen gaan jy? Ek het net een sinnetjie geken. Die verwarring van die tale, probleem. En die rebellie gaan voort. Dis nou na die vloed. Na die vloed. En binnekort is daar niks oor nie. Niemand wat meer glo in wat daar gebeur het nie en hoekom dit gebeur het nie. En die Here sien een man en hy sê, daar's nog een oor. Sy naam is Abraham. Daar was seker ander, maar die Bybel noem hom maar vir Abraham. Want hy was nou die een wat die lyn sou wees. En hy gaan roep vir Abraham. En hy sê vir hom, maak jou los van jou familie. Gaan trek daar na die Kanaaniete toe. Is dit nou nie weird nie? Gaan trek daar na die slegste mense van op aarde. Gaan soontoe.
gaan bly daar tussen die slegste mense op aarde. Die wat ek binne God wil uitwis, gaan bly daar, maar weg van jou familie. Is dit nie snaaks dat die slegste mense op aarde 'n veiliger plek is vir die Here se mense as die eie volkie? Ek wil hê julle moet 'n bietjie daaroor dink. Want die eie volkie het weird gedagtes. Selfs in ons land, die eie volkie het weird gedagtes. Uitverkies volgens die geliefdes. Maak nie saak wat ek doen nie, maak nie saak wat ek glo nie, die keuse is klaar gemaak, ek's reg. Op watter basis? Jy kan baie dinge uitdink. Ek hou die feeste. Ek het die regte kleur. Ek het dit of ek het dat. Ek kan mooi sing. Wat die kriteria ook al is, of die kriterium, die eie volkie het soms gedagtes wat meer gevaarlik is as dit wat jy met die blote oog kan sien, dat daar fout is. Kan ek sê, ons woon maar tussen die Kanaaniete? Die Here het ons maar daarna toe gestuur, dat ons kan sien, so wil ek nie wees nie. Soms is die eie huis meer gevaarlik as die Kanaaniete. En hy gee vir Abraham weer die evangelie in sy volle glorie en in sy volle mooiheid. En hy sê vir hom, vat jou seun Isak. Kom ons gaan na daai heuwel waar eendag die Messias gaan sterf vir die hele mensdom. En kom ons maak 'n toneelspel sodat die mense die verlossingsplan tog uiteindelik kan begryp. Gaan vat die hout wat die kruis voorstel, gaan sit dit op jou seun Isak se rug. En gaan klim daar teen daai berg op en gaan offer jou seun. Jy geloof, is jy gered, en dit nie uit jouself nie. Die verlossingsplan in sy mooiheid, regverdiging deur die geloof en deur die geloof alleen, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En almal wat dit glo, gaan kinders van Abraham wees in die toekoms. Maar kom ons kyk eers wat ons kan doen met jou letterlike nasate. Kom ons vat vir Jakob en ons gee vir hom 'n belofte. En kyk wat maak hy daarmee. En nou Jakob en sy ma konkel en maak iets daarmee en die arme man word bedrieg van links na regs deur die eie familie en eindig met 'n klomp vrouens wat hy nie wou gehad het nie. Ons land altyd in die gemors as ons self die dinge wil regmaak. Want dis die geloof en geloof alleen dat jy gered kan word. En hy stuur hulle Egipte toe vir 400 jaar. 400 jaar. Want die beker van die Kanaaniete was nog nie vol nie. Veral die Amalekiete, hulle was so vrot. Ek wil nou nie politieke vergelykings maak met sekere groepe nie, maar dink maar net self. En hulle beker was nog nie vol nie. En ons dink soms, joh, wanneer raak hy bekers vol? Hoeveel kan 'n mens nog verwag van hierdie dinge? En hy stuur hulle in die wildernis in. En hier is die uitverkore volk van die Here. En die Calvinis sê uitverkies in die geliefde. Was die volk ooit uitverkies tot verlossing of was dit net individue wat uitverkies is omdat die Here in sy voorkennis geweet het wat 'n keuse hulle gaan uitoefen? En hy gee vir hulle weer 'n les daar in die wildernis. Hy gee vir hulle weer 'n les en sê, man, moenie staat maak op julle status nie.
Moenie staat maak op die feit dat ek julle as 'n groep uitgeroep het nie. Moenie staat maak omdat jy dink jy's in die kerk nie. Daar kom die slange. En hy sê vir Moses, gaan maak 'n paal. En sit 'n slang daarop en lig hom op. En Moses maak so. Snaakse simbool. Iemand wat sonde vir ons word. Iemand wat geen skuld het nie, word daar soos 'n slang tentoongestel en opgelig. En almal wat in geloof gekyk het na die slang, is genees. En almal wat geweier het, is dood. Is daar volksuitverkiesing? Of is dit die wat gekyk het, wat geleef het? So, daar is nie 'n volksuitverkiesing nie. Ek is nie gered, omdat ek lid is van hierdie kerk nie. Ek is gered net as ek kyk in geloof na die een wat sonde vir my geword het, sodat hy soos 'n slang daar hang, terwyl hy die God van die heelal is wat daar hang. En Israel moes die les leer, en 1000 het gesterf langs pad. En as ek nou wil lelik wees met julle, dan moet ek vir julle sê, onthou net volkie, dit was nie net kyk na die slang nie, is ook kyk wat gaan in jou mond. Want daar het net so baie gesterf, omdat hulle goed in hulle mond wou sit, wat die Here gesê het, los dit maar liewes, want jy gaan nie meer lekker kan dink nie. En so moet ons die lesse leer op hierdie pad, en dit lyk vir my, die volk leer hierdie lesse baie, baie moeilik. En daar gaan hulle deur, en hulle gaan oor na Kanaan toe. En Moses herhaal weer die hele geskiedenis, dat is tog nie vergeet nie. Die hele geskiedenis. En hulle skaars aan die ander kant, dan maak hulle weer droog. Nee, nog voordat hulle ingaan, maak hulle droog. En dis weer die mini-rokke wat die probleem is. Wat lag julle? Dis 'n feit. Dis wat gebeur het. En die musiek was tog so mooi. En die musiek, al hierdie dinge. En toe gaan ons maar deur die tragedie van ons wil 'n koning hê. Geef ons tog 'n koning. As ek dink terug aan die Skotte, wat soveel moeilikheid met die Engelse gehad het. Dit was nie net die boere wat moeilikheid met die Engelse gehad het nie, né? Skotte ook. Hulle het mos daai kilt sonder onderbroeke gedra. Dan buig hulle so agteroor dat die Britte moet kyk. Hulle het ook geskree, ons het geen koning behalwe die Here nie. Maar hulle is ook maar meestal presbyteriane, Calviniste, uitverkies. Wat is die punt van evangelisasie as die uitverkiesing plaasgevind het? Wat maak dit saak of jy nou preek of nie preek nie, as daar 'n uitverkiesing is? Want jy is mos klaar verkies vir die verdoemnis of vir die verlossing. Niks maak sin in hierdie wêreld nie, maar die wêreld is so in 'n groef. Hulle kan nie uit hulle groef uitklim nie. En hulle kies vir hulle 'n koning en die ding loop skeef. En hulle kies vir hulle 'n ander koning en hy slaap rond met Batsheba. Maar hy probeer daarom. Dis nie die goeie daad of die geleidelike goeie daad of die geleidelike of slegte daad wat jou status met God bepaal. Dis die neiging van jou lewe, hoe jy probeer om reg te doen.
En Salomo kom en hy begin so mooi. Here, ek is jonk, ek weet nie om in te gaan nie en ek weet nie om uit te gaan nie en hier is groot volk voor my. Ag Here, help my. O, maar die minirokkies. Dit was 'n probleem en dit bly 'n probleem. En na Salomo, toe kom daai seun van hom en hy sê vir daai noordelike stamme, as julle dink my pa se hand was swaar op julle, kyk na my pinkie. Kyk na my pinkie. En daar verloor hy die noordelike stamme, 10 van hulle. Net ou Benjamin van wat omtrent niks oor was nie. En Juda. En die 10 stamme maak vir hulle kalvers. En hulle volg nie die Here se insetting nie. Hulle gaan maar die pad van Jeroboam. En binnekort is daai hele klomp afvallig. Ek herhaal maar net die geskiedenis vir julle. Dis 'n tragedie. Dis 'n tragedie. En Juda gaan van 'n vrotkoning na 'n vrotkoning na 'n vrotkoning na 'n goeie koning, na 'n vrotkoning na 'n vrotkoning na 'n goeie koning, na 'n vrotkoning. Jy sien as meer vrot as goed. En uiteindelik is daar 'n koning met die naam van Jeskia. En hy sê, mense, kom ons hou die Pasga. Kom ons maak dit reg wat skeef is. Kom ons probeer. En dis nou 'n koning van Juda en hy stuur gesandte en 'n uitnodiging na die koninkryk in die noorde. En hy sê, kom mense, kom. Lees dit maar in 2 Kronieke hoofstuk 30. Ek het nou nie skyfies gemaak nie, want hoe moet ek dit op skyfies sit? En hy sê vir hulle, kom mense, kom ons vier die Pasgalam. Waarvoor staan daai Pasgalam? Staan vir daai onskuldige een wat die plek neem van die skuldige. Staan vir daai slang wat sonde vir my geword het. Kom ons vier dit. Kom, dis ons geloof. Regverdiging deur die geloof is die basis waarop ons gebou is. Kom ons doen dit. Wat doen daai noordelike stamme? Wat sê die Bybel? Hulle lag. Hulle lag vir hulle. Hulle spot hulle. En net 'n handjie vol besluit, dit is die waarheid. En hulle trek af en hulle neem deel. En wat gebeur met die wat oorbly? Weg. Weg. Ja, serieus, kom, hulle verkrag die vrouens. Hulle breek die huisgesinne uitmekaar uit en die Bybel sê hulle versprei hulle onder die nasies na die ooste toe. Waar's dit? Dis waar die huidige Iran sit. Dis waar hulle versprei het. Maar nee, sommige sê nee, hulle het getrek as stamme en het na Europa toe gegaan en toe van hulle hier na Suid-Afrika toe gekom en hier is ons nou die uitverkore volk. Ons is weer Israel van ouds. Vergeet dit. Sprokie. En daar is die noordelike stamme weg. En net ou Juda bly weg, bly oor. En uiteindelik sê die Assiriërs, maar kom ons verpletter hulle ook. En Sennacherib stuur sy manne. 185,000 sterk, hulle omsingel daar Jerusalem. En in een nag is hulle almal dood. Want die Here het jou en my in gedagte. So uit genade wis hy die Assiriërs se leer uit. Sodat ek en jy nog 'n kans op verlossing het. Ja. En nou Hizkia, hy sê, toe hy siek is, ag Here, nou moet ek sterf.
verleng tog my lewe asseblief. Asseblief, Here, ek het alles so mooi gedoen, ek het die kanaal gemaak, ek het reg gestaan vir wat reg is. Asseblief. En die Here in sy genade gee vir hom 15 jaar. En 3 jaar in daai 15 jaar in, word Manasse gebore. Wat 'n tragedie. As hy dood was, het Manasse nooit bestaan nie. En daar gaan die volk in die afgrond in. En om Manasse word gesleep daar in gevangenskap met koperkettings en hakke in sy neus en hulle sleep hom daar weg. En hy kom tot bekering. En sy nasaat Josia laat die koninkryk herrys. Ek gee nou die geskiedenis want ek is op pad iewers heen. Maar die vrot was daar. Die vrot was daar. En sommige het gesê, nee, ons gaan nie dit doen nie. Daar was Josias en hulle het gesê, kom ons doen wat reg is, asseblief ou volk. En die ander gesê, nee man. Hierdie kerk is vrot, ons wil niks met julle te doen hê nie, ons bly maar by Kemos. Ons aanbid maar die valse kerke. Kom ons maak 'n parallelle struktuur. Hier's geen heilsversekering in hierdie kerk nie, ek gaan dit nou maar verlaat. Ek soek iets beters, iets anders. En toe uiteindelik het die tyd gekom dat ou Juda ook in ballingskap gaan. Hulle kom terug uit ballingskap, hulle besluit, hulle gaan die wet hou, hulle gaan nie weer fout maak nie, hulle gaan 2000 wette maak om die Sabbat reg te hou, jy mag nie eier eet wat op 'n Sabbat gekook is nie. Of nog erger gelê is nie, so deksel sy hen, hoe durf sy eier lê op die Sabbatdag. Dis die geskiedenis. Dis so snaaks, maar is waar. Wat gebeur het? En 4000 jaar het verbygegaan vandat Adam geval het. En die profesie sê wanneer die Messias gaan kom. En hulle moet daai profesie studeer. En die wyse manne gaan lees daar in Daniël en hulle kyk, hier is die tyd. Ons bereken hierdie tyd, dit moet omtrent nou wees. En wat is daai ster wat daar is? Dis hy. Kom ons gaan. En 'n koning daar met die naam van Herodes. Hy sê, wat soek hy die mense daar? Wat soek hy die mense hierso? Nee, hulle soek hier die koning wat gebore gaan word. Waar het hulle dit gekry? Fariseërs, waar het hulle dit gekry? Waar word hy gebore? Wat sê die geskrifte? Daniël hoofstuk 8, Daniël hoofstuk 9. Sê presies wanneer hy gaan kom. Waar hy gebore word staan in die ander profeseë. Hulle weet. Maak die ding dood. Maak hom dood. In die Ou Testament was daar 'n man met die naam Josef. En die man het drome gekry toe eindig hy in Egipte. In die Nuwe Testament is daar 'n man met die naam Josef. Hy het drome gekry toe eindig hy in Egipte. Dis fascinerend. Hy het drome gekry. En in Matteus 2 vers 15 sê, en hy was daar tot die dood van Herodes, sodat die woord vervul sou word wat die Here gespreek het deur die profeet, uit Egipte het ek my seun geroep. Terwyl in Hosea staan geskrewe, toe Israel 'n kind was, het ek hom liefgehad en hom uit Egipte het ek my seun geroep. Hy noem Israel sy seun. Maar die ware saad is tog Christus. Hulle het hom nie erken nie. En hulle was bang dat hy sy koninkryk sou oprig. En wat dan? Ons wil ons eie koninkryk graag hê. Gee vir ons tog 'n koning, asseblief. Maar nie daai ene nie.
Wonderlike geskiedenis. In die Bybel noem die Ou Testament Israel die eersgebore seun. Hy was nie eers die eersgebore nie, maar hy word die eersgeborene genoem. En dan die Nuwe Testament maak 'n toepassing op die Here en sê, hy was die eersgeborene van die hele skepping. Met ander woorde, hy was die oorhebber, hy is die een wat dit tot stand gebring het. Hy is die unieke een. Die unieke een. Israel word die knegt genoem. En Jesus is die vervulling van wat dit beteken om 'n knegt te wees. Jesaja sê in hoofstuk 42, daar is my knegt wat ek ondersteun, my uitverkorene wie my siele welbehaag het. Ek het my gees op hom gesit, hy sal die reg na die nasies uitbring. Hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie. Die geknakte riet sal hy nie verbreek nie, en die dowwe lampput nie uitblus nie. Met getrouheid sal hy die reg uitbring. Ons soek nie dit nie. Ons soek die gemors waarin ons hier onderleef. Ons soek 'n koning, maar nie daardie ene nie. Matteus vat dit en hy sê, dis die Here met wie ons te doen het. En dit is vir my snaaks dat die Here vir sy eie nasie nie direk sê, ek is die Messias nie. Maar vir 'n loslap vrou by 'n put met 'n klomp mans wat sy al gehad het, sê hy, dit is ek. Ek hou van die Here. Ek hou van hom. Ek hou van die manier hoe hy werk. Israel word die wingerdstok genoem in die Ou Testament en Jesus sê, ek is die wingerdstok, ek is die een. En die Fariseërs besef dit. Hulle moes dit besef het. Want daar was soveel tekens dat dit hy was. Niemand kon sulke wonderwerke doen nie, as hy nie iets besonders was nie. Hulle het dit besef. Herodes het mos ook geweet, wie soek julle, julle wyse manne? Maar as dit hy is, dan maak hom dood, want anders is my koninkryk weg. Dan heers hy en ek is klaar. Nee, gaan nie gebeur nie. Fariseërs het dieselfde gedink. Is beter dat daai een sterf, as dat ons hele stelsel hier tot niet gaan. Maak hom dood. En so vervul hulle 'n profesie sonder hulle dit weet, en hulle slag die lam. En die Pasga lam ontsnap uit die hand en die voorhang skeur, en 'n nuwe weg word oopgemaak, direk na die poort toe, na die troon van God toe. En die priesterskap het sy krag verloor. Daar's nie meer 'n middelganger nie. Die pad is nou oop, direk na die troon van God toe. Tipe is vervul deur antitipe. Maak hom dood. Beter dat hy sterf, as dat die volk tot niet gaan. Ons is die volk. Ons is die verlore 10 stamme wat hier in Afrika woon. So glo sommige in hierdie land. Hulle besef nie eers dat ons blanke mense kom van Jafet. En hulle besef nie dat dit nie Kush was wat vervloek was nie, maar Kanaan. Maar hulle verdraai die geskrifte, sodat hulle tog net uitverkore kan wees. As jy in Christus is, dan is jy die saad van Abraham.
Bybel is baie duidelik. Die Bybel is ook baie duidelik. Uit een bloed het hy alle nasies geskep. Almal van hulle. En as jy in Christus is, dan is jy my broer en my suster. Maar hier buite, Here, staan jou ma en jou broeders. My ma en my pa en my broer en my suster is hulle wat die wil van God doen. Dis wat die Bybel leer. Dis 'n baie mooi evangelie. As die plek vir verwaandheid in hierdie evangelie nie. Maar dink nou aan die seismiese verskywing wat nou plaasvind. Dink net 'n bietjie daaraan. God het vir Moses die blou druk gegee van die verlossingsplan. Stap vir stap in elke detail wat die verlossingsplan is. Van die lammetjie wat geslag word, wat staan vir die Messias, tot die diens van die priester, tot die versoendag, tot al daai feeste, uitgespel, hoe werk die verlossingsplan? En die Fariseërs besef, as hy die lam is, wat die sondes van die wêreld wegvat, en wie het dit vir hulle ore geskree? Was dit nie Johannes die Doper nie? Het hy nie gesê, daar sê die lam van God, kyk daar loop hy. Was hy van God of was hy van die duiwel? Wat sê die Fariseërs? Gaan nie antwoord nie. Want hulle is vas. As hulle sê, was hy 'n profeet nie, gaan hulle gestenig word. As hulle sê, was hulle profeet, gaan hulle sê, kom glo hulle hom nie. Dit is vas. Gaan nie antwoord nie. Dan gaan hulle ook nie antwoord kry nie. Dan gaan ek ook nie vir hulle antwoord gee nie. Seismiese verskywing. Jesus loop in daai tempel se voorhof. Wat sou gebeur het as hy in die heilige ingegaan het of in die allerheiligste? Wat sou met hom gebeur het? Hom doodgemaak het, dadelik. Hoekom? Want dit was 'n Levitiese stelsel. Net die Leviet mag daar aangegaan het. Hy was nie 'n Leviet nie, hy was van die stam van Juda. En die konings van Juda was Judeërs. Mag 'n koning ooit diens gedoen het in die tempel? Nee. En as sommige so verwaand was om dit te doen, wat het met hulle gebeur? Hulle het malaats daar uitgestap. En malaats gebly tot hulle dood toe. Nee, 'n Judeër het nie daar diens gedoen nie, was die Leviet, dit was 'n Levitiese stelsel. So die Here het sy diens gedoen in die voorhof, daar waar die volk bymekaar gekom het. Ook in die voorhof was die brandofferaltaar. Dis hoekom hy gekom het, om geoffer te word. En in hulle onkunde en hulle verwaandheid het hulle hom geoffer. En hulle eie doodsvonnis oor hulle uitgespreek. Hulle het geleentheid gehad, Johannes die Doper het dit gesê, Simeon het dit vir hulle gesê. Nou het my oë hom gesien, sê Simeon. Nou kan ek maar gaan slaap. En Anna die profetes kom uit en sy bevestig sy woord. Hulle het geleentheid op geleentheid op geleentheid gehad om te sien, dit is hy. Nie eens te praat van sy wonderwerke nie. Hulle het hom verwerp, want hulle het 'n aardse koninkryk verkies. Waar hulle die manne was. Ek kom by vandag. Ek moes nou eintlik al klaar gewees het, hoor ek. Is 'n baie tragiese vers.
Hy het na sy eiendom gekom en sy eie het hom nie aangeneem nie. Wat 'n tragiese verhaal. Goed. 'n Seismiese verskywing. Die voorhang skeur. Die Here staan op uit die dode en hy begin sy hoë priesterskap uit 'n ander orde, naamlik Melchisedek, die koning priester. Die enigste ander plek in die Bybel waar 'n koning en 'n priester een en dieselfde is. Melchisedek, daardie orde, en hy word die koning priester en hy gaan in die heilige in, want dit is wat die bloudruk sê. Nie in die allerheiligste nie, in die heilige. En hy het die tempel wat die aardse stelsel voorgestel het, die offerstelsel wat 'n tipe was, verlaat. As die Here die huis verlaat, dan is die huis wat? Woes en leeg. En die volk word uitgewis. Die tempel word vernietig. Hoe dikwels wou ek julle onder my vlerk neem, maar julle wou nie. Nou is julle huis woes en leeg. En hy doen diens in die heilige. En hy kyk met sy profetiese oog vorentoe 2000 jaar. Of amper 2000 jaar. Na 'n vervulling van 'n ander profesie, 2300 aandes en mors. En 'n seismiese verskywing vind plaas. En die Here gaan van die heilige na die allerheiligste. En in die allerheiligste is die verbondsark en die wet. En dit is die basis van sy oordeel. Die tyd van sy oordeel het gekom, aanbid hom wat gemaak het. En die kerke? Wat doen die kerke? Die kerke sê, Net voor 1844 begin Charles Finney preek, die groot herlewing in die FSA. Charles Finney was 'n presbyteriaanse predikant. Dit beteken hy was 'n Calvinis. Hy het nie altyd saamgestem met alles wat die Calviniste gepreek het nie, maar een ding het hy gesê: postmillennialisme. Die Here kom eers na die millennium. Ons gaan regeer. Is dit nie dieselfde wat die Jode gesê het nie? Presies dieselfde. 'n groot herlewing. Kom ons maak die land rein. Kom ons raak ontslaaf van alles wat boos en sleg is. En ons neem oor en ons regeer in die naam van die Here. Dis mos so lekker. En die Here stuur vir 'n ander boodskap net so 'n paar jaar later. En sê, Premillennialisme. Premillennialisme. Die Here kom voor die millennium. Millerite beweging. Dis soos Jeskia, wat 'n boodskap gestuur het. Kom ons aanvaar die lam. Wees bly en verheug want hy kom. Hulle het gelag, net soos die noordelike stamme. Hulle het gelag. Hulle het die gesande verag, hulle het hulle gespot. En die huis is woes en leeg. Dit word 'n huis van demone en 'n huis van elke onrein en haatlike voël. Ongelooflik. Die Christenkerke word woes en leeg. Daar is nie meer 'n Here in hulle nie. Hulle verwerp die wet, hulle verwerp sy wederkoms, hulle verwerp hom as die koning. Hulle sê, gee vir ons 'n paus. Wat teken ons die Charta Ecumenica?
Wat teken ons dat regverdiging deur die geloof nie meer deur die geloof is nie, maar nou uit genade deur die werke. Ongelooflik. Geval by die Christenkerke. En daar bly so 'n oorblyfseltjie oor. En daar is so 'n bietjie van 'n herlewing en 'n Josia preek in 1888 sê hulle regverdiging deur die geloof. En die helfte wil dit nie glo nie. En uiteindelik word hulle maar ook 'n volkie met Manassas en snaakse konings. En sommige sê, nee, wat hierdie beweging, hy gaan dit nie maak nie. Ag nee, wat, kom ons maak maar ons eie manier. Ag nee, wat. Kom ons word maar anti-trinitariërs, kom ons word maar feeshouers, kom ons maak parallelle strukture. Ag nee, wat, dit gaan nie werk nie. Hier's geen heilsversekering nie. Dit nou net gebeur so terloops. Binne die laaste week. Het hulle nog nooit gehoor van Jakob se benoudheid nie? Het hulle nog nooit daarvan gehoor nie? Dat jy worstel? Wat is heilsversekering? Heilsversekering, ek is verlos. Dis heilsversekering. Ons sing dit ook, verlos, verlos. Ek gaan nie sing nie, want dit gaan 'n fiasco wees. Ja, dit is waar, ons is verlos. Maar moet tog nie begin met die woord ek nie. Sê ek het geloof in hom, wat die werk begin het, dat hy dit sal voltooi. Daar begin jy. My heil lê nie by my nie, dit lê by hom. Is dit so moeilik om te verstaan? Hoekom gaan ons deur Jakob se benoudheid as ons so seker is dat ons verlos is? As iemand dit sê, laat hy dit sê, laat nie ek dit sê nie. Natuurlik hoop ek op verlossing. Natuurlik wil ek by die Here wees. Maar dit is nie vir my nie, dit is vir hom. En waar staan ons nou? Ons herhaal die geskiedenis tot die letter. Tot die letter. En dan gaan 'n skudding wees. En ek sê vir julle, die skudding het reeds begin. En die skudding gaan al hoe erger word. Maar die Here sê, hy gaan hulle uitspoeg. Ek gaan nie uitloop nie. Ek bly net hier. En wanneer daai skudding kom, en die pyn is groot, en die wat jy lief het, gaan links en regs. Ek weet, dat die Here tot op die laaste gepleit het met Israel. En hy gaan dieselfde met ons doen. En daar's nie verskillende vlakke wat afvallig is en ander wat alright is nie, en die ene is goed en daai ene is sleg. Laat die Here besluit wie's reg en wie's verkeerd. Laat die Here besluit wie's goed en wie's verlos. Dis nie my werk om dit te doen nie. Want ek wil nie daai geskiedenis herhaal nie, maar ongelukkig is ons besig om dit te doen. En ons het dit verfyn. Ons doen dit beter as wat hulle dit gedoen het. Want vrot, in my ondervinding in die lewe, as iets vrot geword het, jy gaan dit nie ken nie, dit gaan net vrotter word. So vrot bly vrot. Maar een ding weet ek, daar's 'n oorblyfsel. En die oorblyfsel, na die skudding, gaan 'n lyderoep bring. En die lyderoep sal baie wat in Babylon sit, wat geval het, omdat hulle 'n eie koninkryk hier wil oprig, en gaan kyk maar na die FSA op die oomblik, hoe hulle daar staan, met hulle katolieke tekentjies op hulle voorhoofde, en hoe hulle sê, ons is die millennium man, hulle is net soos Finney.
Ons gaan die plek skoonmaak en ons gaan in die naam van die Here regeer. Good luck. Good luck. My hoop is op die wederkoms. Kom ons bid. Hemelse Vader, wat 'n tragiese geskiedenis. Maar gelukkig is daar daarom druppels van seën dwars deur daai geskiedenis. Want almal wat gekyk het in geloof, het nie gesterf nie. En so sal dit wees tot aan die einde. Help ons om regte keuses te maak, is my gebed in Jesus naam. Amen.